Goeiemôre, welkom op my muurtjie. Dit is vandag die 116de dag van Suid-Afrika se lockdown. Dit gaan goed met my. Die virus het bietjie nader gekom in ons dorp. Ons het mense wat siek word, ek het vriende en familie wat al positief getoets is, mense wat al siek was en mense wat al gesond geword het. Ons het al mense verloor aan die dood, maar mense wat 100% weer geheel het. En vandag kan ek nie anders om steeds 'n dankbare hart te hê om te weet dat God is in beheer nie. In die week gaan ek deur so 'n gedagte struggle in my kop en ek dink om 'n tannie 'n boodskap te stuur wat ek in Valhalla geken het. Tannie Joan is een van die mense wat ek verskriklik baie geestelike lesse geleer het. En ek onthou sy het altyd op die moments in my lewe gearrive wanneer ek dit net die nodigste gehad het. Sy was verskriklik sensitief vir die Heilige Gees en ek glo sy steeds vandag. En verlede week stuur ek vir haar 'n boodskap en ek sê vir haar, Tannie, ek het 'n moeilike dag. En sy stuur vir my 'n boodskap terug en sy sê, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Sy sê dit en glo dit. En soos ek dit lees, besef ek, maar dis so die waarheid en dis so wat ek nou nodig het om te hoor, want as God jou herder is, kom jy niks kort nie. En in die moment wat ek met die Here 'n pad stap en in my gedagtes oor dinge bietjie dink, kom Johannes 10 vers 27, kom my gedagtes wat die Here sê, as jy my kind is, as jy my skaap is, sal jy die herder se stem herken. En ek besef nie dat, God praat vandag steeds met ons. Die Here het vir Tannie Joan gebruik om met my te praat, en wat het hy gebruik? Hy het sy woord gebruik. In die ou tyd, in die Bybelse tyd, het die Here met drome gepraat en met visioene en hy het direk met mense gepraat en Saul sê hulle die Heilige Gees krag het hy geweet die Here praat met hom en ek glo die Here kan nog op al hierdie maniere vandag nog met ons praat. Die Here het al met my in 'n droom gepraat. Die Here het al met my in 'n situasie gepraat in my gedagteswêreld. Ek weet dit, maar elke keer kan jy maar teruggaan na God se woord toe, want dit wat hy met jou in jou gedagtes gepraat het of in jou hart gepraat het, sal altyd bevestig word in die woord. Vir my is dit 'n hartsbegeerte om regtig God se stem te herken. En om regtig te weet, hoorie, maar dis die Here wat nou praat. En mens kan dit altyd gaan toets om te sê, maar is dit Bybels? Die Here sal nooit teen sy woord gaan nie. Dit glo ek in my hele hart. Maar ek glo dat die Here ook die Heilige Gees vir ons gelos het om ons te lei. En ek kan terugkyk in my lewe en ek kan sien die kere wat ek weet die Here met my gepraat het deur die Heilige Gees en my gelei het. En dit stig my om te moet weet dat die Here is vandag nog steeds besig om met ons te praat. Hy gebruik die woord, hy gebruik prediking, maar hy sal nooit teen sy woord gaan nie. En ek het al op 'n tyd gedink, hoekom kan die Here nie net na 'n hart en duidelike stem met my praat en sê, ja, dit moet jy nou doen, of dit moet jy nou doen nie. En ek besef net in 'n manier is dit bietjie arrogant om te moet dink, wat maak my nou so special? Want die Here het klaar sy hele Bybel, die hele woord vir ons gegee. Ek dink, toe ek net tot bekering gekom het, was dit vir my so erg om te sê, maar wat wil die Here hê moet ek vandag doen? As ek in 'n saal vol mense ingestap het, dan het ek van gevra, Here, waar wil U hê moet ek sit vandag? En soos mens ouer word, kom daar tye wat jy dalk geestelik nie die regte besluite maak nie, en jy weet die Here praat met jou, maar jy luister nie. Maar dis die hele ding om 'n pad met God te stap, is om te sê, Here, maar ek wil U stem hoor en ek wil gehoorsaam wees. Verlede week kom sy daar 'n dogter by my en sy het gesê ek kan hierdie storie met julle deel. En die Here het vir haar in haar hart gesê dat die vriende wat sy tans het is nie goed vir haar nie. En sy het nodig om afstand te doen van hierdie vriende af. En sy sê dis wel moeilik, want sy ken hierdie mense al vir jare. En terwyl sy dit vir my sê sy, en in die Bybel staan 'n yster slyp yster, vriende vorm mekaar. Onmiddellik met dit wat die Here in haar hart met haar gepraat het, kom hy en bevestig dit met die Bybel. En ek het met haar gesels en ons het 'n manier gedink om hierdie ding so maklik as moontlik te doen, maar dit was nie maklik nie, want sy moes afstand maak van mense wat nie goed is vir haar nie, en haar hart was seer. Maar die amazing ding van dit is dat ten spyte daarvan dat dit vir haar moeilike ding is, weet sy in haar hart, dit was die regte ding. Sy het God se stem gehoor en sy het geluister. En ek glo dat die Here vandag nog in ons hart met ons praat, en dit vir ons bevestig deur die woord. En
Ek wil jou vandag met dit bemoedig. As jy 'n intense behoefte het dat jy wil hê die Here moet met jou praat, haal jou Bybel van jou bedkassie af of van die boekrak af en maak hom oop. God is ever ready om met jou te praat. Sy woord is daar. Daar gaan dinge wees waarvan jy hou en daar gaan dinge wees waarvan jy nie hou nie. Maar hy praat definitief nog vandag met ons. En dan glo ek steeds, soos kan die Heilige Gees vra om ons te lei, om te sê, maar hoe doen ek hierdie of hoe hanteer ek dit? En deur stil te word en in God se teenwoordigheid te sit, weet ek dat die Heilige Gees 'n mens lei om die regte besluite te maak. En as dat tye kom wat jy weet jy die verkeerde besluit gemaak het, sê sorry en beweeg aan en soek God se woord. Die Bybel sê nie verniet dat die Bybel is 'n lig vir ons op die pad nie. Al die antwoorde is reeds daar. Alles. Ek dink baie keer is ons net bietjie lui om die moeite in te sit om regtig die woord te bestudeer. Mag jy vandag weer lief raak vir die Bybel. Gaan lees 'n bietjie Johannes 10 vers 27. As jy God se kind is, sal jy sy stem hoor. Het nodig om God se kind te wees om dit reg te kry. En dan maak jy saak wat nie. God sal nooit jou hand los nie. Hy sal altyd daar wees vir jou. Ek hoop jy het 'n lekker dagie.